Goeiedag, vandag praat ek met u kortliks oor aanstellings deur die Here. Ons almal wil aangestel word in posisies in die lewe. Ons is almal idealisties en ons wil graag betekenisvolle lewens leef. Genesis 45 vertel van 'n man met die naam van Josef. Josef was 17 jaar oud toe hy hierdie droom gekry het van aanstelling. Dat hy aangestel sal word as 'n heerser elders. Eers 13 jaar later, op 30-jarige ouderdom, het hierdie droom in vervulling gegaan. God stuur altyd 'n man of 'n vrou vooruit om lewens te onderhou. Daar was 'n groot hongersnood gewees. En uiteindelik, nadat Josef aangestel is as heerser in Egipte land, het sy broers by hom aangekom om kos te kom soek. Hulle het nie besef Josef is hulle broer nie. Nadat hulle ontdek hy is hulle broer wat hulle destyds verkoop het as slaaf, sê hy vir hulle, moenie julle kwel nie. Ek is deur God vooruitgestuur om julle lewens te onderhou. Aanstellings wat ons beleef in hierdie lewe as Christene, is ter wille van God se koninkryk. Jy as Christen wat by 'n spesifieke werksplek werk, God het jou as man of as vrou vooruitgestuur om daar lewens te gaan onderhou, om God se koninkryk daar te gaan uitbrei. Die tweede ding wat ek vir u wil sê is, God sal soos met Josef wat hy vir hom 'n droom gegee het, 'n sekere visie in jou hart gee, om uitvoering in daardie visie te gaan gee, by die plek waarheen hy jou sal stuur. Jy sal 'n indruk by God kry, jy sal 'n idee by God kry. Hierdie visie gaan nooit oor selfverheerliking. Dit gaan altyd oor God se plan vir sy koninkryk en hoe jy inpas in God se plan vir sy koninkryk. Derde ding wat ek aan u wil noem is, dit neem gewoonlik baie jare voordat God se plan vir sy koninkryk deur ons lewens in vervulling gaan. Josef het 13 jaar gewag. Hoe lank wag jy al? Miskien wag jy al 'n hele paar jaar en jy begin nou gefrustreerd raak en verveeld raak. Wag maar. As God sy drome in jou hart wakker gemaak het, vat dit gewoonlik 'n hele paar jaar voordat dit in vervulling gaan. Die vierde belangrike punt wat ek wil maak is, voor enige aanstelling is daar eers 'n tyd van voorbereiding. Jy moet voorberei word vir hierdie taak wat God jou opgelê het. Jy moet voorberei, jy moet deur lewensprosesse gaan, jy moet standvastigheid geleer word, jy moet deursettingsvermoë leer, jy moet betroubaarheid leer, jy moet geloof leer, jy moet goeie karakter en afronding van karakter moet jy leer. Die laaste punt van punt 5 is, die beloning is altyd groter as die beproewing. Josef het uitgehou en aangehou. Sy voorbereidingsfase, sy beproewingsfase was 13 jaar lank geweest. Dis 'n lang tyd. 13 jaar is lank. Maar uiteindelik het sy aanstelling uitgeloop op 'n regering van 80 jaar. Die Here wil jou aanstel. Stap maar die pad stadig saam met hom. Laat die Here jou lei op sy manier. Onderwerp aan sy gesag. Volg maar gewilliglik hoe die Here vir jou lei. Maar weet, vir 'n Christen is daar altyd aanstellings deur God. Maar onthou, nie om jou te behaag nie, maar om hom en om sy koninkryk te behaag. As jy ooit aanstellings kry by die Here, moet nooit hoogmoedig raak nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor jou rol binne sy koninkryk in die posisie waar hy jou aanstel ter wille van sy koninkryk en nie jou eie saak nie. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat in u groot en heilige koninkryk u mense soos ons aanstel om u daar te dien. Ek bid in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën u. Totsiens.